Goeiedag en baie welkom terug hier by Op die Tafel. Danie, dis so lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Dit is lekker. Dit is lekker om op die tafel te wees. Nie ons letterlik nie, maar om op die tafel te gesels. En wanneer ons so op die tafel is, bring ons die goed wat in ons hart en in ons lewens is, na die tafel toe. Ja. En ons bid dat dit jou sal help in jou journey met die Here. Ja, 100%. En ons is by Digracia besig met 'n splinternuwe reeks genaamd Hier en Nou. Ja. En ons gaan in hierdie maand van Augustus gaan ons fokus op emosionele welstand. Die kritiese belangrikheid daarvan in ons lewens. En daardie Sondag het jy hom vir ons ingelei. Ons het gesels oor God is my skuilplek. En ek het gehou van wat jy genoem het, dat God kalmeer nie altyd die storm eers nie, maar hy kalmeer baie keer eerste ons harte. Ja. En die kwaliteit van om te rus in God se teenwoordigheid. En ek wil jou vandag vra, hoe lyk dit vir jou prakties? Hoe lyk daai rus vir jou? Ja, ek dink ek wil eers teruggaan na die tema toe. Toe die tema ter sprake gekom het, was dit vir my in my hart profound. Toe ons daaroor gesels in die hier en in die nou. Ja. Vir baie mense is rus iets wat sal kom as die storm verby is. Rus is iets wat sal kom wanneer ek sekere prestasies gelewer het of wanneer die Here my omstandighede verander het. En dit kan baie keer nie gebeur nie, omdat ons nie leer om rustig te word nie. Dawid praat baie met homself. Ons is mos nou nie psalms en hy praat met homself en hulle sê dis goed om met jouself te praat, jy moet net nie altyd jouself antwoord nie, maar om met jouself te praat en jou na die rus van die Here toe te bring, dis nie iets wat van buite af kom nie, dis iets wat binne begin gebeur. En ek wil 2 psalms aanhaal wat in my boodskap was Sondag. Psalm 73 vers 26, hy sê, my liggaam en my hart kwyn. Dis, hoe intens is die lewe nie soms nie. Hy sê, maar God is my blywende krag en my erfdeel. En ons kan dit 'n slogan maak en baie religious wees oor God is my kragende. Dis 'n intentionele besluit. Dis daai, ek haal asem. En ek nooi die Here in en ek sê vir die Here daai eerlikheid, want dis waar rus begin, by eerlikheid. Here, ek weet nie hoe om hierdie emosie of hierdie druk of hierdie besluite te hanteer nie. Dis daai elke keer 'n stil word, 'n stil staan. Nou, party mense het nodig om na plekke toe te gaan, maar wat ons in die reeks wil regkry, wat ons leer uit die psalms uit. Hy het nie noodwendig altyd berge toe kon vlug, of nog 'n vakansie. Eintlik bring hy vakansie net nog finansiële burdens, maar nog 'n vakansie, niks druk nie. Hy is daai, ek nooi die Here in die hier en die nou in, en ek praat met my siel en sê, ek gaan op die Here vertrou. My tweede psalm wat ek net weer wil aanhaal, 131 vers 2, wat sê, maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie wat by sy ma gesoog is. Nou, wat gebeur is, 'n baba, as hulle nou goed gevoed is, raak hulle rustig en raak in jou arm aan die slaap. En ons moet leer om ons vervulling nie noodwendig altyd te soek in die uitkoms van die wen nie. Want dis wat ons doen. Maar ons vervulling is, ongeag die uitkoms van die wen, bly ek my vertroue op die Here plaas. Dit bring rus. Daar's nie 'n magic nie. Dis daai intentionele fokus verskuif wat ons moet oefen. So ek wil vandag ons kykers en ons luisteraars aanmoedig om daai fokus te hê. Ek gaan op die Here vertrou, hy is my bron, hy is my wysheid, hy is my krag. En dit bring in die hier en die nou 'n ander rustigheid. Ja. As die lewe skree, ek kan nie altyd weggaan vir rus, maar ek kan na hom gaan vir rus. En ons moet dit oefen. Jo, dis mooi. En ek dink daar's soveel krag wat daarin lê. Ja. En ek wil julle regtig aanmoedig om, dalk moet jy hierdie video nog een keer luister, want hier's iets wat vandag gesê is, wat jou gaan help om te kan rus in God se teenwoordigheid, en dis ons gebed vandag vir jou, is dat jy werklik op 'n plek sal kom
in hierdie malligheid wat ons die lewe noem, om werklik nou 'n oomblik te vat en in God se teenwoordigheid te rus. So ek daag jou uit om ook hierdie video met iemand te deel wat jy dalk weet dit vandag moet hoor. Miskien is dit 'n kollega by die werk, miskien is dit jou man, miskien is dit jou vrou, jou broer, jou suster, deel dit met hulle. En so leer ons mekaar ook om te rus in God se teenwoordigheid. Dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het, Dani, baie dankie vir wat jy gedeel het vandag. En ons sien jou weer volgende week hier op die tafel. Sien jou volgende week. Nooi die Here ook na jou tafel toe en beleef sy rus.